Daar's een wat lief is vir my, daar's een wat sing oor my. Hy is die koning, hy's my pa, my pa. Daar's niemand groter as hy nie, daar's niks wat ons kan skei nie, en my hele hart behoort aan hom, aan hom. Goeiedag medeburgers in die Koninkryk van Jesus Christus. Ons sluit hierdie week se daaglikse oordenkings af met 'n enkele vers uit 2 Korintiërs 2 vers 14. Maar aan God die dank, hy voer ons altyd saam in sy triomftog, omdat ons een is met Christus. Deur ons versprei die kennis van Christus oral, soos 'n aangename geur. Hoor mooi hierdie woorde. Aan God die dank, hy voer ons altyd in sy triomftog saam, omdat ons een is met Christus. Dit is die uitstaande kenmerk van die burgers van die Koninkryk van Jesus Christus. Hulle gaan saam met hom, omdat hulle absoluut met hom verbonde is. Jy sien, hierdie mense, hierdie burgers, is 'n klompie mense wat 'n nuwe aard het, wat 'n nuwe gees het, wat nuut gemaak is, wat vry is. Vry van hulle verlede, vry van dit wat vir hulle skaam maak, en vry om aan Christus te behoort, en vry om saam met Christus te beweeg. Hulle is vry omdat hulle vergewe is, hulle is vrygespreek, hulle is skoon gewas. Hulle is al hierdie wonderlike terme wat ons heeltyd gebruik, maar ek dink nie altyd die volle betekenis van besef nie. Uit genade uit is dit hoe ons gemaak is. Ons het dit nie self gedoen nie. Ons koning het dit vir ons bewerk. En so het hy die koning geword. Niemand het hom gekies nie. Hy het dit geword. En hy het geword deur van ons al hierdie dinge te maak. En dan word ons so baie keer vasgevang in die lewe, in die ratreis, soos die mense gewoonlik praat. En hierdie ratreis kan van ons onderkry, nê. Iemand sê nou die dag vir my, jy weet nie hoekom ons hardloop nie, because the rats have already won. Maar Christenmens, burger van Christus Jesus se koninkryk, jy het die kosbaarste trofee reeds in hierdie wedloop, en ons noem dit hoop. Hoop is dit wat ons hier en nou het. Dis hoekom Petrus, ons het eergister daaroor gepraat, dat hy vir die Christene sê, maar wees altyd gereed om te verduidelik wat sy hoop daar in julle lewe. Want die mense gaan sien julle is anderste. Mense gaan sien julle leef met ander ingesteldheid. Verduidelik dan vir hulle, wees altyd gereed om dit te doen. Want dit is wat ons hier, dis die trofee wat ons hier en nou in ons ratreis het. Ons het hoop. Dis die wonderlikste trofee om te het, want dit is die een ding waaraan die wêreld die armste is hoop. Maar ons het dit, ons het reeds daardie trofee in hierdie lewe, hier en nou. Maar nog meer, ons het ook die kosbare trofee aan die einde van hierdie lewe, waar ons ook nog gaan uitsien, en dit is die ewige lewe. Die ewige lewe leef ons reeds nou, en ons gaan dit eendag in die volheid ontvang. Dis mos nou om 'n oorwinnende mens te wees, om 'n trofee mens te wees, om 'n wenspan te wees. Die burgery in die Koninkryk van Jesus Christus is eenvoudig 'n wenspan. Omdat hulle koning die wenner is, en omdat die burgery nie verwyder is van die koning, maar verbonde. Soos Christus sê, julle bly in my, en ek in julle. Kom ons burgery, word weer 'n wenspan, wat ons trofee hoog bo ons koppe dra, en vier. Mag het so wees, vir jou, en vir jou geloofsgemeenskap waar jy aanbid. Wees 'n wenspan. Shalom. Ek kan hoog oor die wolke swewe, want ek weet Jesus lewe. Ek is vry. Ja, ek is vry. Al die engele omring my, maar die Heilige Gees is in my. Ek's die koning se kind, 'n koning.
koning.